dit is wanneer jy 'n vredemaker is wanneer jy 'n kind van God, nie deur mense, maar deur God genoem word. Groet in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus. Ek is Pastor Ricardo Miller. Welkom weer terug by ons op Kruiskiek. Prys die Here, wat 'n wonderlike voorreg, wat 'n wonderlike genade kans gee die Here ons weer vandag om aan julle die woord van die Here voor te hou. Prys die Here Jesus. Die Bybel sê dat die woord van die Here is 'n lig vir ons pad en 'n lamp vir ons voete. Prys die Here Jesus. Die woord van die Here gee vir ons direksie. Die woord van die Here gee my dat die confidence, wanneer ek in 'n situasie is en ek het 'n antwoord nodig, dan is die woord van die Here, prys die Here, wat ek na toe gaan. Want die woord van God is waardeur ek met God kommunikeer, prys die Here Jesus Christus. Maar kom ons gaan dadelik na die woord van die Here in die boek van Matteus 14 vers 22. En Jesus het dadelik sy disippels gedwing om in die skei te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant, terwyl hy die skare wegstuur. En nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in die eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was hy daar alleen. En die skei was al in die middel van die see, getuister deur die golwe, want die wind was teen hulle. Maar in die 4de nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see. En toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê, dit is 'n spook. En hulle het geskreeu van vrees, maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. En Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit U is, bevel my. Here, as dit U is, bevel my om op die water na U te kom. En hy sê, kom. Petrus klim toe van die skei af en loop op die water om na Jesus te kom. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. En toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Daarop klim hulle in die skei en die wind het gaan lê. Toe kom die wat in die skei was en val voor hom neer en sê, waarlik, U is die Seun van God. En hulle het oorgevaar en in die land Genasaret gekom. En die manne van daardie plek het hom erken en in daardie hele omtrek uitgestuur en almal wat ontstel was na hom gebring. Prys die Here, net tot sover. Vader, in die naam van Jesus Christus, Here, kom sê ons vir U baie dankie, my God, vir U voorgelese woord. Ons bid, my Koning, Here, vir elke luisteraar wat na hierdie woord sal luister, my God. Ek bid dat die woord van die Here sal oopgaan. Ek bid, Here, vir ligte oë van ons verstand, sodat ons kan verstaan, Here, die diepte van die liefde van God, wat U vir ons het, my Koning. Ons vra dit in die naam van Jesus, nie my gedagte, my intenties, Here, maar laat U woord, laat U gedagte, Here, laat U hart, my Koning, Here, bekend word aan U volk. Deur hierdie opname, ons vra dit in Jesus naam, en ons kom sê vir U baie dankie daarvoor. Amen. Prys die Here Jesus Christus. Die woord van die Here praat van Jesus het sy disippels gestuur na die oorkant, waantoe die Here op pad was. Hy was op pad Genasaret toe. En die Here stuur sy disippels vooruit, want die Here het 'n manier gehad, hy het 'n gewoonte gehad om homself af te sonder. Prys die Here Jesus. Hy het homself afgesonder. Hy het daardie gewoonte gehad, altyd voor die Here tekens en wonders gaan doen het die Here hom afgesonder. Prys die Here Jesus. En dis wat ek sien wat die Here sê in sy woord. Hy sê, leer van my. En een van die dinge wat ons van die Here kan leer, is dat die Here het hom altyd afgesonder. Hy was altyd tussen klomp mense, maar hy het tyd gemaak om hom af te sonder, om alleen te wees, om tyd te spandeer in die gebed. Prys die Here Jesus. Daarom sê die woord van die Here op sekere plekke, dan sê vroeg in die môre, diep in die nag, het die Here hom afgesonder, het hy gegaan na verlate plekke om te bid, want die Here het verstaan, dis wanneer olie beskikbaar is. Prys die Here Jesus Christus. Ek wil vandag vir iemand sê, maak seker dat olie nie op jou hoof ontbreek nie, want die Here het verstaan, dat is in die nag, die naggebed,
waar olie available is. Daar's net iets anders rondom om in die nag op te staan om te bid. Daar is 'n nuwe krag wat jy ontvang, prys die Here Jesus Christus. En die Here Jesus het dit verstaan en dis hoekom hy hierdie ding gevolg het. En die woord van die Here sê, hy het sy disciples voor hom uitgestuur en hy het na 'n verlate plek toe gegaan om te bid. En die Bybel sê, en nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in die eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was hy daar alleen, prys die Here Jesus Christus. Daar is sommige mense wat krag ontvang wanneer hulle alleen is. Prys die Here Jesus. Maar die woord van die Here sê, en die skip was al in die middel van die see getuister deur die golwe, want die wind was teen hulle. Maar in die 4de nagwaak het Jesus na hulle gekom. In die 4de nagwaak, 'n nagwaak is, die 4de nagwaak, 'n nagwaak is 3 ure. Daarom sê die woord van die Here, in die 4de nagwaak, dit sê vir my, dit was die laaste 3 ure van die nag. Dit was omtrent hier van net na 3, 4, 5, 6, die laaste 3 ure van die nag, die 4de nagwaak, kom die Here Jesus Christus. En hy kom en hy wandel op die see. Die Here kom maak sy verskyning in die midde van 'n storm. Prys die Here Jesus, terwyl die winde en die golwe, prys die Here Jesus, teen die disippels is en hulle is in die boot, hulle is op die see in die nag. Jy moet nou dink wat 'n tipe vrees as jy daai tyd van die nag. Maar die woord van die Here sê dat die Here Jesus kom wandel op die see na hulle toe. Die Here het 'n manier om op te daag binne in jou sake wanneer dit 'n storm is. Die Here het 'n manier, prys die Here Jesus, om sy verskyning te maak in die middel van jou storm. Die Here het 'n manier om sy verskyning te maak in die middel van jou stryde. Ek weet jy gaan vandag 'n stryd deur, maar die Here Jesus Christus het 'n manier om hom ten alle tye te bevind binne in storms, binne in stryde. Daarom wil ek vir u sê dat die duiwel wil storms en stryde gebruik om jou fokus van die Here af te haal, maar die Here het 'n manier om jou te ontmoet binne in jou stryd. En die woord van die Here sê, maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. Daar's een ding wat die teenwoordigheid van die Here bring, dit is elke tyd wanneer die Here of die engel van God aan die kinders van die Here verskyn, die eerste woorde is, moenie vrees nie. Maar die woord van die Here sê, dat terwyl die Here Jesus aangekom het na hulle toe, was hulle vrees bevange, want hulle het gedink dit is 'n spook. Hulle het gedink dit is 'n spook. Die woord van die Here sê in Matteus 14 vers 26, en toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê, dit is 'n spook, en hulle het geskreeu van vrees. Hulle het geskreeu van vrees. Dat sê hierdie mense was bitter bang gewees toe hulle die Here Jesus sien loop. Hoe kan dit wees dat mense wat saam met die Here geloop het, wat gesien het wat die Here gedoen het, terwyl hulle binne in 'n storm is hulle vreesagtig. Daarom sê die Here in sy woorde, hy sê, wees stil en weet. Jy sien wat die duiwel maak, die duiwel lees, jy moet uitskreeu en aangaan soos hierdie manne aangegaan het. Maar ek is vandag hier om vir u te sê, binne in jou storm, binne in jou stryde, wees stil en weet. There is a knowing that comes from stillness. Daar is, die antwoorde sometimes is nie binne in waar die geraas is nie, en die gevoel is nie. Die antwoord is binne in om stil te wees, prys die Here Jesus Christus. En die duiwel het 'n manier om jou in jou storm hy wil jou beroof van jou antwoorde. Maar die Here sê vandag vir u, wees stil en weet dat die Here is met jou in hierdie storm. Die Here het 'n manier om op te daag binne in storms. En die woord van die Here sê, en Petrus antwoord en sê vir hom, Here, as dit u is, beveel my om op die water na u te kom. En die Here Jesus sê, kom. En die Bybel sê, en Petrus het uitgestap op die water. Wat ek sien in hierdie skrif, dat Petrus het uitgestap
op die water nie. Maar Petrus het uitgestap op die woord van die Here. Prys die Here Jesus. Wat God van jou af verlang in hierdie tyd wanneer jy binne in 'n storm is. Die Here gaan kyk hoe jy uit gaan stap op sy woorde. Hoe jy gaan staat maak op sy woorde. Daarom sê die woord van die Here, moenie op jou eie insig steun nie, maar steun op die woord van die Here. Prys die Here Jesus. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Die Here wil hê in jou storm, in jou stryd, wat jy vandag is, God wil hê jy moet uitstap op sy woord. Prys die Here Jesus. Vat die Here op sy woord. Die Bybel sê toe die Here Jesus sê kom, toe stap Petrus uit op die woord van die Here en hy loop op die water. Maar die woord van die Here sê, maar toe hy die sterkwind sien, so in ander woorde, toe hy fokus verloor, van die Here Jesus af. Ek is vandag hier om vir u te sê, moenie fokus verloor nie. Moenie jou fokus van die Here afhaal nie. Die duiwel wil hê jy moet fokus verloor. Dis hoekom hy storms en winde opwek om jou in twyfeling te bring, maar moenie fokus verloor nie. Prys die Here Jesus Christus. Die woord van die Here sê, net soos Moses die koperslang in die woestyn geverhoog het, so moet die mens geverhoog word. Prys die Here Jesus. Wat het gebeur in die woestyn? Toe die Israeliete deur die slange gebyt was, die oplossing vir die byt van die slange was 'n koperslang, en elkeen wat sy fokus op die slang gesit het gesond geword. Die duiwel wil hê jy moet fokus op die storm, maar ek is vandag hier om vir jou te sê, in die midde van jou storm, sit jou fokus op die Here. Moenie fokus verloor nie. Prys die Here Jesus Christus. Never mind waar jy is, never mind wat jy maak, moenie fokus verloor nie. Sit jou fokus op die Here. Prys die Here Jesus. Ek praat vandag met iemand wat sy werk verloor het en jy sit met skuld. En nou stres jy oor jou skuld, wat jy nie weet hoe gaan jy betaal nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, sit jou fokus op die Here. Sit jou fokus op die Here. Jy gaan jou net sit uitstres oor 'n probleem wat jy nie kan oplos nie. Jy kan nie daardie probleem oplos nie. Daar is geen manier hoe jy daardie probleem kan op. Waarvoor stres jy nog? Daar is mense wat hulle self siek maak om te stres vir goed wat hulle aan niks kan doen nie. Maar ek is vandag hier om vir jou te sê, moenie dat die duiwel prys deur storms en stryd te gebruik om jou krag te drein nie. Die vyand het 'n manier om jou te drein met goed wat jy niks kan aandoen nie. En jy stres oor dinge waar daar geen oplossing. Jy weet jy kan niks aandoen nie. Moenie vir jou stres nie. Prys die Here Jesus, maar stap uit op God se woord. Stap uit, vat confident in die woord van die Here. Maar vat jou sekerheid van die woord van die Here af. Dis hoekom dit so belangrik is om te weet wat die Here sê, om te weet wat die woord van die Here is binne in jou storm. Dis hoekom toe Petrus hoor dat die Here sê kom, toe stap jy uit na die Here toe, want met sekerheid het jy geweet, prys die Here Jesus, dat die woord van God het jou manier om jou te dra binne in storms. Die woord van God het 'n manier om jou te dra binne in 'n stryd waar dit vir jou lyk jy gaan sink. Halleluja, het die woord van God 'n manier om jou te hou tot vandag toe. Daarom is jy nog vandag aan die kant van die lewendes, want die Here het 'n manier om jou binne in stryd, binne in storms waar dit vir jou lyk jy gaan dit nie maak nie, het God jou gedra. Prys die Here Jesus. Daarom wil ek vandag vir iemand sê, gee aan God die eer, want tot hiertoe het die Here jou gedra. Tot hiertoe, prys die Here Jesus, was God met jou. Daarom sê die woord van die Here, daar as God met ons is, wie sal kan teen ons wees? Die woord van die Here sê, daar is niks wat ons sal kan skei van die liefde van God, wat in ons Here Jesus Christus is nie. Tot hiertoe, kind van God, het die Here jou gedra. So ek wil vandag vir u sê, prys die Here Jesus, moenie vir u uitstres oor 'n stryd en 'n storm met die kinders, wat jy niks kan aanmaak nie. Jou bloeddruk is hoog, onnodig stres, jy kan niks aan doen nie. Al wat jy kan maak, prys die Here Jesus, is om jou bekommernis na die Here toe te vat. Daarom sê die woord van die Here, werp julle bekommernis op my, want ek sorg vir julle. Prys die Here Jesus. Mense is besig om te sterwe, want hulle wil die oplossing is, prys die Here Jesus, vir hulle probleme, maar dat die Here die oplossing is, prys die Here Jesus. Werp julle bekommernis op hom, dat die kind wat jou so bekommernis gee, dat die man wat jou so bekommernis gee, jy's bekommer oor hoe jy dit deur die man gaan maak, maar ek is vandag hier om vir u te sê, prys die Here Jesus, werp julle bekommernis op die Here. Halleluja, want God gaan 'n woord spreek, prys die Here Jesus Christus, wat gaan maak dat jy in daardie storm op die water uit kan stap. Maar die woord van die Here sê, toe Petrus sy fokus van die Here afhaal, toe Petrus sy fokus van die woord afhaal wat die Here gespreek het, toe die Here gesê het, kom,
toe begin hy sink hy. Dis toe hy gesink het. En dis hoekom u vandag sink. Want u het die fokus van die Here afgehaal. Dis hoekom jy vandag sink. Want jou fokus is nie op die Here nie. Dis hoekom dit vir jou lyk, prys die Here, dinge werk nie vir my uit nie. Want jou fokus is nie op die Here nie. Ek is hier om vir u vandag te sê, realign jou fokus op die woord van God, prys die Here Jesus. Halleluja. Om God die lendene van jou gedagtes met God se woord, met God se waarheid. Prys die Here Jesus Christus. Want ek is hier om vir jou te sê dat jy gaan nie verdrink nie. Jy gaan dit nie deurmaak, prys die Here Jesus. Jy gaan aan die kant uitkom, maar wat die duiwel maak, hy wil jou krag drein, sodat jy dit kan maak deur hierdie stryd. Maar God is hier en hy spreek vandag 'n woord, wat jou gaan hou deur die storm, prys die Here Jesus. Daarom wil ek vir u vandag sê, bly gefokus. Moenie laat die duiwel jou beroof van jou fokus nie. Moenie laat die duiwel, hy is besig om jou krag te drein, want jy stres jou uit oor probleme wat jy niks kan aanmaak nie. Jy weet jy gaan die rekeninge nie goed betaal nie, maar ek is vandag hier om vir u te sê, bly gefokus. Prys die Here Jesus Christus. Halleluja. Maar die Bybel sê, maar toe hy die sterkwind sien, het Petrus bang geword. En toe hy begin sink het, roep hy uit en sê, Here, red my. Prys die Here Jesus. Moenie vergeet om uit te roep na die Here toe nie. Die Here wil hê jy moet verdrink in jou situasie nie. Die Here wil hê jy moet verdrink in jou storm nie. Maar roep vandag uit na die Here. En Petrus het uitgeroep en gesê, Here, red my. En die Here was daar, prys die Here Jesus. By die dood van Lazarus, die Here was 4 dae laat gewees. Maar nog steeds was hy daar om die dode terug te bring. Die Here spreek vandag 'n woord, prys die Here Jesus. Halleluja. As u vandag uitroep na die Here is hier om u te help. Die Here is hier om u op te lig. Die Here is hier, prys die Here Jesus, om jou op daardie stryd, op daardie storm te laat dra. Want die duiwel wil jou laat verdrink. Hy wil jou krag drein deur om jou te laat bekommer. Moet jou nie bekommer nie. Ek weet, ek praat vandag met iemand, prys die Here Jesus, wat sit in 'n situasie, jy weet nie hoe gaan jy maak nie. Moenie vir jou bekommer. Jy kan niks aan doen nie. Maar die woord van die Here sê, werp julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Prys die Here Jesus. Vader, in die naam van Jesus Christus, ek bid vandag, my God, Here, vir 'n moeder, vir 'n vader, vir 'n jong meisiekind, my koning, vir 'n jong man. Here, wat vandag in 'n situasie sit waar hulle werk verloor het. Hulle inkomste het hulle verloor. Here, hulle skuld, my God, maar ek vra u in die naam van Jesus, in die midde van hierdie storm, Here, roep hulle uit na u, my God. Here, terwyl hulle uitroep, my koning, bid ons in die naam van Jesus, Here, dat u hulle sal ophelp. Here, dat u hulle sal uittrek, my God. Dat u hulle sal bekragtig, my koning. Dat u hulle die nodige wysheid en insig sal gee. Here, hoe om deur hierdie storm te kom. Ons vra dit in Jesus naam en ons kom sê vir u dankie daarvoor. Amen. Tot die volgende geleentheid, kind van die Here. Die Here seën u, die Here behoed u en die Here bewaar u. Shalom. Dit is wanneer jy 'n vredemaker is wanneer jy 'n kind van God, nie deur mense, maar deur God genoem word. Yes.